Hulle dink hulle gaan die hemel maak, maar hulle is arrogant. Waar is jou tyd met God in die oggend, middag en aand? Hoe lyk jou tyd? Hoe lyk jou tyd met die Here Jesus? Weet jy wat? Ek en Jaco praat hierdie week, dat ons vir mense vra en vir pastore vra, het hulle vir 'n week nie Bybel gelees nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n bedienaar is, en vir 'n week het jy nie Bybel gelees nie, of 2 of 3 dae nie Bybel gelees en gebid nie, jy het groot fout man, jy skynheilig. Jy is nie 'n Christen nie. Waar kan jy vir 3-4 dae nie Bybel lees nie, maar jy werk vir hierdie God? Daar's groot fout in jou lewe. Sê net 'n bietjie halleluja, of sê eina, of sê enigiets. Hoe kan iemand vir God verwerp? God sê hy verstaan nie. Mense sê as hulle in die wêreld se oë right is, as hulle fyn. Ons wil inwees by die wêreld. Ek het vanoggend gedink. Dink toe nou aan julle. En ek dink, as daar by Etienne hulle huis kom, en kuier ons lekker. En as ou Etienne is altyd vir ons en help ons. En hier het ek nou nie eers Saterdag aand vir hom gebraai nie. En ek dink toe. Hy het een keer opgedruk, want hy verstaan my storie. Maar hoe dink ek? Ek wil op die Facebook sit. Mense moet hoor. Baie kom hier na toe, dink hulle, nee, hulle nou nie. Ek moet daai Saterdag aand by hulle kuier. Ek moet dit. Nee, ek moet by God kuier om 'n boodskap hier te bring. My boodskappe kan elke keer vir jou dieselfde klink. Wees verseker wat het ek weer gebid vandag en gister. Here, dat daar salwing op is. Holy Ghost and fire power. En jy sal hom voel. Die demoon is gebind vanoggend voordat jy hier aangekom het as jy met demone aangekom het. Jy sal voel hoe stoei hulle in jou. In Jesus naam, daar by die huis ook. Die Here sê ek weet nie. Hulle dink hulle gaan die hemel maak, maar hulle is arrogant. 'n Arrogante mens, 'n hoogmoedige mens, kom nie in die hemel nie. Satan het nie ingegaan nie, hy is uitgegooi. Oor arrogantheid. Wil 'n bietjie kom hier by die drank, porn, en dwelms, en skinder. Die Here sê, hy sê daar in Matteus, is dit, Matteus 5 vers 21 tot 22, pas op vir jou tong. Ek en Maritza praat gisteraan daarvan. Hoe maklik sê ek ook, jou dwaas, jou ding, jou dit, jy is daar met dit. Jy gaan, dit staan daar duidelik, as jy vir iemand sê, hy is 'n dwaas, sal jy in die helse vlamme daarvoor verantwoording doen. Dit staan stryd. En wat te meer as jy vir iemand sê, jou blikemmer, ander woorde, F jou, D. Wat dan? Jy gaan hel toe, die woord sê so, nie ekie, die woord sê, jy sal in die helse vlamme verantwoording gee. Jou simpel, jou plat gesig, jou ronde gesig. Die Bybel sê, jy gaan in die helse vlamme, en wanneer ons skinder, dan het ons mos daai gesegdetjies, en het ons daai sê goedjies tussen die mense. Skinder is seker lekker vir party mense. Ek het ook al baie geskinder. Maar ek moet regtig nou vandag vir julle sê, skinder het by my afgeneem, omdat ek nie die tyd daarvoor kry nie. Ek is eerlik. Ek is te besig om nog dit te doen. Maar weet jy hoekom skinder mense? Jaloesheid. Hulle moet 'n ander mens trap, dat jy self beter lyk. Dis hoekom jy skinder, dat jy self beter lyk. Jy het 'n doel voor oë om God se werk af te breek as jy van 'n kind van God wat in 'n bediening staan, skinder, en dis nie waar. Hoor gou mooi, daar's waarheid in skinder. As ek suip, dan kan jy dit vir die wêreld gaan sê, jy kan dit op live sê, ek het vir Rooies gesien suip, en julle moet vir hom pas op. Dis nie skinder nie, dis waarsku, dis reguit sê, dis sê, maar om agteraf, want ek kan 'n paar rand kry. Ek kan 'n paar rand kry. Ja, op groepe. As ek vandag met vir julle sê, ek het hierdie week op speurgroep so ietsie gesê daaroor. Op groepe. Daar's daai man, sorry ek haal jou vandag so uit. Hulle is Amazone toe. Ek het eintlik skuldig gevoel, ons het R10 vir hom gestuur.
Sy ma het alles gesponsor. Hy het op my groepe gegaan, en toe begin hy skimp by mense, op Rooi se groepe eers ingewerk, en toe skimp hy by mense en kry geld vir sy uitreiking, sê. Vra hom, ek sal nooit op iemand anders se groep gaan, en dan sal ek skimp vir geld vir uitreiking, sê. God sê hy weet nie, hoekom moet iemand kaal foto's kykie? Hoekom kyk jy dit? Hoekom kyk jy dit? Iemand sê vir my op Facebook 66 of 67 biljoen rand is in ons feesseisoen aan drank in Suid-Afrika uitgegee. Ek gaan werk dit uit 308 miljoen Bybels. Ons is maar 60 miljoen mense. Ons kon die hele Suid-Afrika geëvangeliseer met die drankgeld. Wil jy nou vir my sê, jy gaan in die hemel inkom met jou drankie, en jy gaan daar sit en God gaan sê, dis niks nie, julle het die geld opgedrink wat julle van my kon gegee het en 'n traktaatjie gekoop het. Jy kan 'n boks traktaatjies gesponsor het met jou brandewyn. Dis my geld wat ek uitgedrink het. Ja, sê dit as jy nie hel is. Sê dit. Is weer baie wat gaan sê, hoe oordeel ek? Nou hoor nie, ek hoor het 32 jaar, nog 2-3 keer sal niks maak nie. Jy gaan hel toe, as jy vir God niks gee nie, en jy gee vir bagges, en jy gee vir tabak geld, gaan jy hel toe. Die woord van God sê dit duidelik. Daar is die ander ding. Ek sê dit nie, ek is nie die een wat kies of jy hemel toe of hel toe gaan nie. Jy gaan hel toe. Die woord sê dit. God sê hy weet nie, hoe kan mense dwelms gebruik nie? Hoe kan jy 'n pakkie poeier, jy gaan steel iemand, 'n ou oom se koperpyp af. 'n Oom wat nie geld het nie, jy gaan breek sy koperpyp af. Staan jy met jou skynheilige gesig hier, en vertel hoe goed dit met jou gaan daai nag, dan maak jy jou bed op. 3 weke terug gebeur, asof jy daarin slaap. Pak klomp goedjies, kussings daarin, en jy gee pad deur die nag. Is jy op pad hemel toe? Jy's nie op pad hemel toe nie. Jy's op pad hel toe. Net die bloed van Jesus kan jou skoon was. En nie hierdie soetsappige gebedjies wat ons bid. Here, ek bely vandag my sondes. Here, kom in my hart in. Here, red my asseblief. Dankie. Hier uitstap, rookboom toe. Wat het jy gedink van God, man? Wat dink jy van God? Kom hier uit, dan gaan ons sommer hier af. Koop weer 'n wit pakkie vir R50 of R100, 'n pakkie poeier. Snyf dit uit en gaan slaap. Hoe? Hoor nou, ek sê nie iemand is hulle is onnoosel, want ek het nou net gehoor, ek moes sê dwaas. Ek vra, hoe onnoosel kan jy nie wees om 'n klomp poeier in te snyf en dan in die bed te gaan lê en te slaap nie? Kry jy ou wat op dwelms is ook drome, as jy slaap? En dat iemand my gedrak eergisteraan. Ek droom die world records mense is hier. En ek het 1000 mense opgelyn. En elkeen kry 100 gram turksvy-blaar om te eet. En dis die eerste keer in my vrou is oor 'n turksvy, sy 'n laf turksvye. Maar okay. Dink 'n bietjie, ek dink ons moet dit miskien doen. Ek raak in die slaap, ek sê, Here, asseblief, laat ek nou nie weer die goed droom nie, want dit is groot organisasie. Ek is eintlik moeg. Ek raak in die slaap, ek droom dit verder. Toe kry elkeen 'n hele blad. 1000 mense, miskien moet ons dit doen. Elkeen eet 100 gram, is jy in Frans? Okay, ek kort steeds 1000. Okay, net gedink ek het kort net 999. Is jy in Esna? Nee, sien daar begin. Daar buite is julle in 'n korte 1000 mense. Ek kom sit ons hier. En ons eet turksvy-blare in die world record, maar ek weet net nie waarom daai mense te kry nie. So anders moet ons e-mail stuur. Okay, kom ons gaan. Is amper klaar. God vra. Hy weet nie. En dit is so eenvoudig. Jy moet op jou knieë gaan met berou en sê ek is jammer. Mense, ek sou nie meer gelewe het, as ek 32, 33, ek weet nie hoeveel jaar terug bekeer het nie. Ek sou nie meer gelewe het nie. Stella sou nie gelewe het. Ek dink ek sou kinders gehad het nie.
Hoor vandag wat ek vir jou sê, wil jy 'n duistere lewe hê? Is jy maar net hier om jou ouers tevrede te stel? Doen jy maar net, gaan jy maar net kerk toe? Daar's kinders wat gedoop is. Net omdat die ouers so gesê. Word hulle maar onderdompel. Jy moet 'n slag iets doen, omdat jy wil God dien. Hy sê, bekeer jou, bely jou sondes. Matteus 28 vers 19, ek wil daar vashak. Ons is te veel gepla oor wie eet vark, en nou moet julle maar, man gaan op jou te kere, kanselleer jou debietorde by my, doen net wat jy wil. Maar hierdie godsdienstigheid van mense, laat hulle nie Matteus 28 vers 19 doen, om die evangelie te gaan verkondig nie, maar hulle tyd om oor die Sabbat te redeneer van die oggend tot die aand, hulle tyd om oor varkvleis te redeneer, hulle tyd om oor ras te redeneer, hulle tyd om te redeneer oor dit en dat en dat. Is die talit nou reg? Moet ek die talit dra? Moet ek nou die wet om my dra? Moet ek stop jou nonsens! As jy nie wil vark eet, jy moet hom eet nie. En as jy hom eet, eet hom. Kom 'n slag by dit wat jy moet uitkom. Matteus 28 vers 19, voor Jesus opvaar sê, gaan wen siele. Is jy daar betrokke? Jou sit jy lig op jou Facebook warrior, jou keyboard warrior. Jy sit daar, jou keyboard warrior, en dan stuur jy eers, Jahwe se naam moet 2 ekstra A's kry. Yeshua moet nog 'n E kry. Jou taalkundige, jy moet 'n slag by die hemel uitkom, jy is so godsdienstig. Daar stroom hulle agter sulke mense aan, wat lering gee van die oggend tot die aand. Luister, ons het dit verkeerd. Jahwe moet so gespel word, anders gaan jy nie in die hemel kom nie. Wat van die Khoisan onder die boom in die Kalahari, klim in jou verdomde kar. Reis aan toe met jou alfabet, en gaan teach die Khoisan daar, hoe moet hy nou Jahwe reg uitspreek? My God het gesê, my God het 'n seun. In Suid-Afrika noem ek hom Jesus. In Israel noem ek hom Yeshua. Hulle noem hom in Egipte Isa. Hulle noem hom in Noord-Korea 'n ander naam. Hulle noem hom op 'n ander plek 'n ander naam. Nou kom redeneer ons oor name. Die identiteit van hom is, God het 'n seun. En die seun het aan 'n kruis gehang. En die seun se bloed het gevloei vir my en jou.